Broers, susters, vraag hoe kies God. Ons kies ons nou mekaar gekies, of later nog iemand gekies nie. Daar het iemand gekies, en dit het gewerk. Dit ons maar die liefde werk. Nou, en die wat hulle nog ons vertel het, so nou wonder hulle, wie gaan over hulle kies in die dans. En die probleem daarmee is, hy kan nie wel altyd van hulle vat nie, en ek vir een mens kies, na een dans toe, en eindelijk is nou, eendag wil trouw, werk ook net vir een kies. Daar is nou ons, soos op die 7de laan, natuurlijk, wat ek probeer te kwaad, wat ek te opgeruim. Maar allemaal weet dat dit sal in die land weer, en nie totdat hy pak krijg. So, dit is die liefde werk. Die liefde is die twee mense. En ek gaan nou gauw vir julle video insetseltjie wys. Dit is 'n fliek met die naam, is eintlik 'n boek ook, Cyrano de Bergerac. Nou goed, dis so die ouer naam speel is 'n kavalier. Die ouer naam is 'n kavalier. Jy kan sien net so lekker hoed en alles op, met 'n swaard en hy ongelukkig nou net so goed op neus. Waar hy even by kan kom. En hy is mal verlief op die girlie en hy wel weet, dit gaan nie lekker werk, dat hy lekker nie so baie handsome en alles nie. En ek het nog kom aan kadet, wat nou hy is al die hoofofficier, hy leer nou die ander kadette. Die ook die naam Christie. Nou, die meisie daar, hy so, wie hy so lief is, ek sien van Christian en ek, ja, ek vind ook al een handsome mannetjie. En dan vraag sy selfs vir hom, haar voor te stel aan Christian, en dit is die hele story. En op die einde vraag Christian, maar Christian is nou tamelijk mooi en so, maar hy kan nie lekker praat met meisies nie. Nou vraag hy vir sy Rano, wat nou eindelijk 'n digter is in sy hart, om nou eindelijk namens hom af te praat, om te leer hoe nou met die meisie te praat, om haar hart te wen. So wat er gebeur is, nou die hele story, hoe hy vir hom sê wat om te sê, leer en so, en dan dink Christian, oké, maar hy kan nie met sy Rano nodig, want die meisie hou duidelik van hom, hy hou van die meisie, wat is die probleem? En dan het ons nou begin hierdie scene waar hy in die Saraan wil sê, wat gaan loop jy, ek gaan self met haar praat. En dan, dis nou die. Ja, broers, sisters, daar so is een man wat sy hart verloor het vir die meisie, die vir haar vertel. So die vraag wat nou voor ons is, hoe kies God nou? Ok, so mens kan nou op 'n paar maniere nou dink. Jy kan ook goed dink soos 'n rugbyspan. Hoe kies mens 'n rugbyspan? Hoe sou jy sê? Wie kies jy? Die sterkste, die fikste, die beste speler, so, natuurlijk ja. So jy kies die beste manne vir jou rugbyspan, en ons is altyd baie teleurgesteld toe die springhoekspan is altyd, ja, maar daar moet lang al gewaai het. Het gaan nie werk om hom nog waar te hou nie, hy is al 'n bietjie oud, hy gaan nie werk nie. Dan gooi ons hom uit. En dis ons span kies, nou die vraag is, kies God so? Kijk, ons groot probleem met Godse keus is, ons dink, hy kom van die aarde, hy kyk so oor die aarde en sê, hy vat vir jou en hy vat vir jou nie, hy vat vir jou en hy vat vir jou nie. Dis die probleem wat mense het met die uitverkiesing. Maar dis dan baie belangrijk verder, nee. Maar die vraag is of Jesus en God so kies. Maar as jy die Bybel gaan kyk, en die gelykenis van die koning wat 'n feesmaal gehad het, dan nooi hy nou al die genooides en hy sê, maak die feesmaal gereed en hy sê vir hulle, almal is welkom. Hy stuur sy slawe en sê, julle kan kom, die feesmaal is gereed. Ok, wat doen hulle dan? Hulle vat hy slawe en verhand hulle aan, hulle maak van hulle dood. En dan wat doen die koning? Die koning sê, ok, maar hulle gaan nie kom nie, wat? Dan gaan nooi hy ander mense. En hy sê vir sy slawe, we gaan net na die straat toe. We gaan nooi die mense, allemaal wat die straat rondloop, gaan nooi hulle in, na die feestmaal. Nou is dit interessant, ons kan nou sê, ja, goed. Dit wys ons duidelik, God kies nie, hy kom nie aan en sê, jy gaan nie. Die mense wat hy nie kies nie, het hy graag kies. Sien, al die manne was nou mooi, die probleem was, hulle wil nie kom nie. So, hulle wil nie na die feestmaal toe kom. God het gesê, ek kies nie vir jou. God het vir hulle ook gekies. Maar hulle wil nie gekies wees nie. Hulle wil nie na die partij toe kom nie. En toe sê God, maar goed, dan gaan ek nou na die straat toe en kies die ander. En dit is precies hoe dit was met die fariseërs, die Jode, hulle het weer God gekies. Hulle was die volk wat gesoek en God gesê, ek kies vir julle, julle is my volk. Maar wat het hulle van die Jesus aankom? Maar hulle wil nie deel van die partij nie wees nie.
Hulle vir Jesus doodgemaak, ook al sy boodskappers, profete, en die profete ook doodgemaak. Dis wat die fariseërs, die goeie mense gedoen het. Die belangrike punt is, God kies nie, soos 'n rugby-span. Hy kies die bestes nie, hy kies eintlik die swakes, eintlik die sondiges. Hy kies sondaars. So as jy wonder of God jou gekies het, dink net of jy sondaar is, as jy een is, dan weet jy. Hy het vir jou gekies. Goed, en dan het ons nou in ons lewe nog ander keuses, soos nou gesien het, wat Cornelia en Magda gepraat het, in liefde. Die probleem met in liefde, en soos ons nou gesien het in Serrano, is jy nie allemaal kies nie. Jy kies nou die een, en as jy die een kies, dan beteken die een is nou nie gekies. En dit is nou wat met Serrano gebeur. Hy het nou baie lief van hom so, maar sy kies nie vir hom, sy kies vir Christian. En wat nou nie eindelijk vandaag kan praat, as hy weet nou nie. Wat nou gebeur is, nou sê dit, ja goed, maar dan is daar nou ons mense wat verwerp word. En allemaal van ons wat nou al lief gehad het, of die oog gehad het, of die oudelike wysie, of die seun, en nou gesê het, want ek sal graag, of houding met hulle heen so, en dan het jy miskien selfs die kans gehad om te gaan sê, dis die waar, ek kan ons nie maar op koffie gaan drink, en sê, vlieg, jy wil jy nie sien, jy loop weg. En dis ook een lekker ervaring, en as mense wat so dit beleef het, dat hulle eintlik nooit ontslaan raak daarvan. Daai verwerping wat hulle ervaar, tref hulle baie diep. Want hulle het hulle hart op die tafel gesit, en toe is het weggeskryf. Nou dis nou die ander deel van liefde. Liefde is ervaring. Want as iemand hulle hart vir jou bring, en jy ignoreer het sommer net so, kan het 'n baie gevaarlike ding wees. Die verwerping van liefde kan dodelik wees. Broers, susters, dit is hoekom. Liefde is iets, maar goed, in ons verhouding sê, nou, jy voel nie elkeen wat al verklaring maak, om te sê, ja, nie, maar mens kan hom saggies wees nie. Sê, sorry man, dit gaan nie werk, of so nie. Maar as dit werkelike liefdeverklaring is, soos wat ons hier sien van Serrano, hy is al onder die balkon en hy kom uit, dan kan jy sommer sien, want dat, sy kan ons vir hom sien nie, en dan kan hy nie, sy kan nou nie die groot neus sien hoe hy nou lyk nie, naastort en in sy hart uitvaar. Jy kan ook sy sien, dan sy al boe op die balkon staan en sy sê nie, ach, wat is storie, dit is maar nog een oude storiekie die. Jy kan sien hoe sy woorde harte vast. Dis amper soos gelees in die wingerdstop, want die lood is binnen in die wingerdstop vast. Dit word deel van die wingerdstop. Want dit is hoe ware liefde is. Dit gryp jou aan, dit vat jou hele leven en dit maak jou deel daarvan. En dit is hoe God se liefde is. Mense sal eintlik kon sê, Jesus staan onder ons balkon. En hy sê vir ons van, ek het jou lief. Ek het dit alles vir jou gedoen. En daarom staan daar, daarom sê ek ook, julle moet in my liefde bly. Jy is uitgekies. God het sy liefde vir jou verklaar. En jy staan daar op die balkon. Wat gaan jy doen? Hoe sê dit, jy kan sien dat regte liefde is eintlik iets wat groter is as ons. Dit is iets wat ons kies. Daarom sou mens kon sê, Serrano het eintlik nie 'n keuse nie. Hy moet haar liefde hê. Want hy kan nie anders nie. En dis ook om Jesus ook so, hy klink nou na beveel, dit klink nogal erg vir ons, maar hy sê, as julle in hierdie liefde is, beveel ek vir julle, julle moet mekaar lief hê. Mens kan nie eintlik anders nie. Maar nou, broers en susters, is daar nog deel van liefde, wat baie erg is. Hy sê, dat as jy hierdie liefde ignoreer, as jy vir jouself sê, maar ek is nie gekies nie, as jy vir jouself sê, maar ek, hierdie liefde, hierdie wynstok waarin ek deel is van, ek wil nie deel wees daarvan, dan verdroog die tak. Dan word hy afgesny en dan word hy verbrand. Liefde is gevaarlik. Maar liefde is wonder. En dit is wat ons nou sien van 'n groot geheimenis waarvan Paulus praat. Hy sê hierdie verkiesing van God en hierdie verwerping van God, daar het God 'n groot plan wat vir ons soms moeilik is om te verstaan. Maar dit word ons mooi verduidelik deur Paulus as hy vir ons vertel in Romeine 11. Hier praat hy van die Joodse
volk wat deur God gekies het, nie omdat hulle belangrike goed was nie, maar omdat hulle die kleinste van die volkies was. Maar hulle wou nie gekies bly nie, hulle wou nie bly nie wanneer stop. En dan sê Paulus van hulle, wat as hulle verwerp die versoening van die wêreld is, wat sal hulle aanneming anders wees as lewe uit die dode? Hy sê God het toe die Jode verwerp, hulle is gekies, hulle wou nie gekies wees nie. Maar God het toe vir hulle verwerp om vir ons te kies. Ons het nie gekies nie, ons het nie die verkore volk. Toe hy vir die Jode verwerp, toe kies hy vir ons. Want toe het hy vir ons lief gewees. En nou gaan Paulus verder om te verduidelik die wonder van hierdie besluit van God. En as die eerstelinge heilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. En as sommige van die takke afgebreek is, en jy wat 'n wilde olyfboom was, onder hulle ingeënt is, en deel gekry het aan die wortel en die vettigheid van die olyfboom, moet dan nie teen die takke roem nie. En as jy roem, dit is nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, die takke is afgebreek, sodat ek ingeënt kon word. Goed, deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en die strengheid van God. Strengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou, as jy in die goedertierenheid bly. Anders sal jy ook afgekap word. Maar ook hulle sal, as hulle nie in die ongeloof bly nie, ingeënt word, want God is magtig om hulle weer in te ent. Hoe is dit die wonder van God se liefde? Hy die Jode lief gehad. En hulle kom sy liefde teruggegooi in sy gesig. Toe kies hy die heidene, dit is om ons liefde hê. Moet dit nie in sy gesig teruggooi. En die goeie nuus van die evangelie is dat hy kan self die Jode, wat 'n tak is wat ook afgebreek is, kan hy weer terugeentrek word. Hy sê, hoe wonderlik sal dit wees? Dit sal so wonderlik wees as opstanding uit die dood. Nou, broers en susters, word hierdie eintlik verkiesing en verwerping van God word geïllustreer in die lewe van Moses. Want hy sê, hierdie liefde van God wat omdring, is een wat sy lewe aflê vir sy vriende. Dis hoe Jesus praat. Moses loop met die volk in die woestyn, die volk doen sonde en hulle gooi vir God weg. Nou wat sê Moses? Hy sê, nou dan, as jy tog maar hulle sonde wil vergewe, en so nie, delg my dan maar uit die boek wat u geskryf het. Moses sê, Here, verwerp julle vir my, sodat die volk gered kan word. En broers en susters, dis eintlik presies wat gebeur het in die verhaal van Sarah. Hy het vir die Roxanne ander brief geskryf in die naam van Christian. Hulle was selfs in 'n oorlog gewees, en dan het hy die naam deur die oorloglinies gekry met 'n brief wat hy nog waar geskryf gegee het vir haar. En dan kry hy weer terug die volgende wat gaan veg en maar weer verder. En dit alles het hy gedoen vir Christian en vir haar, om hierdie liefde lewendig te hou. Maar sy het dit nooit geweet, selfs toe Christian doodgaan, toe het Sarah dit nooit vir haar vertel. So wat Sarah gedoen is, hy het gekies om deur haar verwerp te word, sodat hierdie liefde vir haar kon leef. Dis wat Moses gedoen het. Hy het gesê, God verwerp my eerder, sodat hierdie mense kan leef. Dis wat Paulus ook gesê het. En dis wat ware liefde is om te sê, God, laat ek eerder verwerp word, sodat die ander die liefde kan sien. Kom ons bid saam. Here God, die liefde is eintlik te groot vir ons om te begryp. Dankie Here dat U ons kies, nie omdat ons so vreeslik mooi of goed is nie, maar omdat U so goed is, ten spyte van ons sonde. Dankie Here dat
soos Moses en soos Paulus, verwens het dat hulle eerder verwerp word, sodat hulle volk gered kan word, hulle mense gered kan word. Here, gee toch vir ons in ons hart u liefde. Dankie Here dat ons gesien het, dat u self u Seun, Jesus Christus, verwerp het, sodat u ons kon kies. Here, dankie dat u die liefde aan ons bewys, aan ons wys, aan ons gee in die woord, hier onder ons balkon. Here, gee toch dat ons het nie sal verwerp. Amen.